baie welkom elkeen hier. Dis sommer net wonderlik hoe die Here met ons werk. En Louis, baie welkom by ons. Dis wonderlik. Maar prys die Here nie, hy bly getrou. Hy bly getrou. Sommer net oor wat gebeur het. En Louis kan nog weer getuig of praat, of wanneer hom ook wil, of nou wil, wanneer ook wil. Wil hom ietsie sê? Ja. Wil hom sommer nou iets sê dan? Is dit reg? Ja. Kom ons gee vir hom Louis 'n kans. Ja, dankie pastoor. Jy weet wat vir my gebeur het hierso is ek is 'n gesonde ou. Ek spronkel gesond. Ek het gevoel ek voel duiselig en ek het gaan sit. Verder weet ek niks. Ek weet dit ook met my gepraat terwyl ek in daai toestand was. Iemand dink Here het met die gemeente gepraat. Volgens pastoor. My bloeddruk het geval en toe ek by die hospitaal kom, is alles reg, EKG alles. Wat die Here vir my bewys het hier in wat hier gebeur het daai dag, is die liefde in die gemeente. Weet jy, ons oorstel met die aandag en liefde wat die Here aan ons bewys het. Daar was mense tot laat die dag daar by ons en ek kan net vir julle sê dat een keer het ek so voorgenoem dat die Here self dit vir mekaar lief het. En by die volgende geleentheid het die Here gesê ek moet vir ons sê hoe lief hy vir ons is. En God het werklik sy liefde verlede sonde vir ons bewys. Ek en my vrou is oorstel en ons weet hy's 'n God van liefde en ek wil dit getuig gee. God is 'n God van liefde en ek dink hy wil vir ons iets doen, hy wil vir ons iets bewys. En ek dink God het hom geslaag. Dankie pastoor. Amen. Prys sy wondernaam. Kom ons staan en ons gaan saam bid. Vra die Here se teenwoordigheid. Vader, ons kom net toe in Jesus naam. Ook nou soos Louis gesê het, Here, die woord is so baie duidelik dat hy sê die wêreld sal weet dat ek by julle is dat liefde onder julle is. Amen. Dis hoe die wêreld weet dat Christus in ons is en by ons is en Here, dis wat ons soek in honger en dors na meer van Jesus Christus en soos wat U meer word in ons lewe, so verstaan ons, so kom ons nader, so begin leef ons ook as kinders van God en soos Christus. Want dis wat U kom doen, Here, deur Golgotha, deur alles om te kom herstel wat deur sonde gebreek is. Ons prys, ons dankie wat U gedoen het ook sommer deur Louis en die werk wat U gedoen het en sommer net die eenheid wat daar was in gebed en die eenheid in liefde. Ons dankie, dit kom alles uit God se hand. Ons prys U, Here, ons loof U, ons eer U, ons aanbid U. Ons bring aan U al die lof en die Here. Ons staan voor U openbloot, Here. Ons kan niks wegsteek vandag nie. Sien alles in ons lewe raak. Prys God, loof die Here. Dankie Vader, dankie Heilige Gees, dat U in ons werk. Dankie dat U Jesus kom verheerlik in ons lewens. Dankie dat U vir ons kom wys wie U Seun is en wie God die Vader is. Laat dit so wees deur die Gees in hierdie gemeente in Jesus naam. Ons bid dit, Vader. Ons bid dit in Jesus naam. Loof die Here, loof die Here. Prys sy wondernaam. Prys sy wondernaam. Ek wonder, ek voel soms op my hart net so gelei vir 'n oomblik, wil jy nie saam met my bid? Ek wil sommer ons moet net sommer net bid vir God se werk, sy koninkryk, sy wil wat moet soos in die hemel net so op die aarde moet wees. Kom net vir 'n oomblik, seën ons net Jesus en ons seën sy gemeente, nie net hierdie gemeente, en ek praat van die kerk rondom ons. Kom net vir 'n oomblik bid ons, Here, dat U koninkryk kom, dat U in harte werk en mense werk deur U kinders, Here. In Jesus naam bid ons dit. Die woord is so duidelik dat niks sal die kerk van God kan vernietig nie.
bid daarom Here dat vir hierdie tyd op die aarde dat ons werklik gemeente sal wees soos Christus dit wil hê. Dankie Vader, ek bid dit regtig uit my hart uit Here. Help ons, lei ons as leiers en as leier en as wat bedien dat ons in U wil sal bly, Vader. So dit is so nodig. Kom net deur die Gees en wees nou naby ons as ons U prys en aanbid. Seën ook vanmôre die nagmaal, Here, soos net nou nagmaal gaan gebruik. Seën dit. Al die lof en ere kom U toe in Jesus naam. Amen. Jesus.
ek wil vir julle net die skrif herinner, Matteus 11 vers 28. Daardie baie bekende skrif, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Nou daar is al 'n rus van God wat jy ons kan gee. Wat gebeur? Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Amen. Vra ons ou goortjie, hy staan op die bord en hy sê, my Jesus kom praat met die storms. Sê, my Here kom praat met die golwe, my Meester kom praat met die wind. En bring die kalmte, die vrede van God weer in my lewensboot. Amen. So, ek gaan vra, is daar vanmorgen iemand is wat met iets worstel rondom 'n las of dalk siekte of wat ook al. En nie voorkom staan en salfolie, wil baie graag vir jou salfolie. Wat ook al is, wat die saak is, die een of twee. Ek myself, so ons gaan nou vir die moeders dit ook. Dit is moedersdag. Ek het vergeet ek begin van die moeders, ons gaan nou vir die moeders betaal. As daar 'n las is, sy woord bly die waarheid. As daar 'n storm is wat in jou so hoog is, die sukkel, hy sien wat storms nog stil maak. Amen. Prys die Here. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Kom ons sing dit saam. Dis nie voel met vir jouself kom staan nie voor ons. Ons gaan daardie storm vir die Here gee, dat hy dit rustig maak. Daardie las, dat hy dit kan maak. Amen. Oh
die oorwinning. Laat die oorwinning in Jesus naam. Amen. Prys die Here, oorwinning in Jesus naam. Loof Here, ek het so 'n kort woord vir u bedien, maar ek wil want jy moet net so die afsit is nie weer. Maar prys God uit my getrou. Ag weet nie. Is daar seker een is wat ek maar vir jou wil sê, uit my hart net vir jou sê, dan sê ek dit nie vanuit my eie krag of iets, ek sê dit vanuit die genade van die Here, dat daar eintlik niks is waarop ek kan roem behalwe Christus nie, is bly by die Here. Amen. Al gaan dit ook hoe, al val alles in mekaar uit soms. Ag, ek ken dit, ek hoef nou nie, ek dink ek hoef nie iemand nie te sê oor troubles en probleme en dinge en goed en bly net by die Here. Amen. Mag die moeders geseënd wees. Daar's 'n chocoladekie op jou stoel gewees en dan die ander leesstoele, kan jy ook maar die chocoladekies eet. Maar mag die moeders geseënd wees. Ek weet van ons het nou ons moeders nie meer by ons nie, maar die moeders wat nog uit is, wees geseënd in Jesus naam. Ek is altyd dankbaar dat my ma nog lewe en dat as sy nie bid nie, weet ek nie hoe gaan ek dit maak nie. So moeders saam met die wees geseënd, bly bid. Soveel krag in 'n moeder se gebed. Amen. Bly net bid. Moeders wees geseënd. Dit gaan alles oor Jesus Christus. Weet jy, ek wil jy gou herinner aan iets. Jy weet, baie skrif is nou nie daarop nie. En ek gaan nou lank wees die tyd het aangestap. Ek wil net weer herinner aan iets wat ek tog net, en ek weet ek het al die herinnering nou so op my hart gekom. En dis so iets wat met die volk Israel gebeur op 'n stadium. En ons moet wakker wees vir hoe die Here met ons werk en hierdie pad wat hy met ons stap. En ek het weer sê, bly by die Here. Bly by Jesus Christus. As jy niks het om nie meer weet wat om te bid nie, wat nie, dan roep jy net uit na die koning van die konings. Hy weet en hy verstaan beter as wat ons ooit kan ken. Maar ek wil gou vir jou net iets herinner aan 'n gedeelte wat in Rigters 6 gebeur. Maar kom ek lees dit vir julle, nou nie daai skrif is op die bord, maar kom ek lees en hy sê, maar die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Toe gee die Here oor in die hand van die aan Midian 7 jaar lang. So wil dit gebeur iets met die volk en as jy terug in die geskiedenis, dit het gereeld met Israel gebeur, met God se volk, met die Jode, hulle kan ek dit maar so stel, dit dien die Here, hulle volg, maar dan gebeur daar goed en dan wyk hulle weer af, nee. En dan steek die Here weer mense in of leiers in of konings wat die Here volg of baie keer was daar konings wat hom nie gevolg het nie. En dan weer, maar hier gebeur dit nou weer dat en hier sê Bybel spesifiek dat hulle het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Ken dit, ek wil net herinner. En Bybel sê in die hand van Midian het Israel oorhand gekry vanweë Midian het die kinders van Israel vir hulle die spelonke hulle dan die spelonke gemaak wat in berge is en grotte en vestings. Want as Israel geploeg het, dan het Midian opgetrek en Amalek en die kinders van die ooste het ook opgetrek teen hulle. So net gou kort, dan ek het dit hulle tyd vooraangegaan en al het weer wat die gebeur het. God gee hulle oor aan Midian want hulle het gesondig. Hulle wil God nie raakpleeg nie, so hy gee hulle oor. Dan gebeur dit, hulle vlug na die berge en hulle gaan in spelonke, hulle bly daar, maar terwyl hulle daar bly, hulle eet en dan plant hulle maak oeste by mekaar en vir daai tyd gaan dit goed, maar hulle sê maar dan het hulle dan kom Midian en vyandvolke, as hulle nou klaar weer kos, hulle het geplant en daar's oorvloed en goed weer. Hy sê dan het hulle teen hulle daar opgeslaan en die opbrengs van die land verniel tot by Gaza.
Hoor mens so baie van Gaza en niks vir die lewe oorgelaat in Israel nie skaap of bees of esel nie, wat hulle opgetrek met hulle vee in hulle tente, wat gekom so baie so springkaan, stryd met wat gebeur, dat die wat teen Israel kom, is God se volk, hulle word so baie so springkane, wat in alles kom val, wat hulle by mekaar gemaak het. Toe is Israel baie verdruk vanweë Midian, en die kinders van Israel, en dit is nie mooi bemoedigende woord, en die kinders van Israel het tot die Here geroep. As ek so na Israel kyk, dan dink ek so, ons as kinders van Here, hoe baie dit nie gebeur nie, dat ons stap 'n pad, of ons stap ons eie pad, en dan gryp die Here net so in sy liefde in. Dis sy volk, hy is lief vir hulle, die Bybel praat baie oor sy volk in daardie konteks van die Ou Testament, maar dan gee hulle oor dat hulle net weer amper tot hulle sinne kan kom. En dan raak dit sleg, en wat het gebeur is eintlik baie treffend, dat hulle weggevlug, en nou werk hulle weer doen, en dan seën amper op dit, want hulle maak weer by mekaar, en dit gaan goed, en net sodra hulle by mekaar, dan kom die Midianiete in die vyandvolke, en verwoes alles, steel alles, en die Bybel sê so dat die hele tyd gebeur, 7 jaar lang, elke jaar, hulle bou op, hulle goed, en dan kom die Midianiete. Nou net in die eerste kant, hier het hulle gesondig, en God het hulle oorgegee. Dit is wat sonde doen. Sonde laat ons doel mis. Die betekenis van die woordjie sonde is om jou doel te mis. En dis wat sonde doen, toe dit deurgekom in mense, dit maak dat ons mis wat God bedoel het met ons lewe en die plan. Dis maar onder andere iets wat dit beteken, maar dan kom die Here gee oor om dit bietjie tot besinning te ruk amper. Dan gebeur iets moois dan roep weer na die Here, maar elke keer is hulle opgebou. So, dan word dit weer vernietig. En ek weet, ek praat dit met kinders van Here, die wat die Here volg, maar ek wil net so ietsie gou sê net weer rondom dit. Voel dit nie baie keer, dat jy kom net op 'n plek, jy het nou net gearriveer, nou nie arriveer nie, maar jy het nou iets opgebou, en elke keer tot jy daar kom en dan gebeur daar iets, onder jou voete uit. Die verstaan iets daarvan, ek praat nou net van goed en besit, ek praat soms in jou gees, jy kom op 'n plek en jy voel jy het gebou en jy het gedoen en jy het so half gedoen en dan net so draai daar kom, maar hier kom net iets en dit is amper soos die Midianitiese gees kom vernietig en kom steel alles en dit lyk soos 'n klomp springkane wat inkom. En jy het net daar gekom en dan kom dit en jy breek dit weer deur. En dit vernietig alles. Miskien aan die een kant moet ons net oor dit bid. Vader, in die naam van Jesus, stop die vernietigende gees oor mense elke keer. En dan wil ek tussen beide sê, miskien moet ons na ons lewe kyk en net sê, Here, wat in my lewe maak toe, laat dit dan toe dat hierdie goed by tye so gebeur, dat hierdie Midianitiese gees elke keer kom en my vernietig. Kom net toe daarbo en dan vernietig ons as ek onder, dan moet jy weer van vooraf plant. Dis wat ons doen, van vooraf plant, weer van vooraf die diere, weer van vooraf dit doen. Here, breek dit oor ons vir eens en vir altyd. Veral ook in ons geestelike lewe, dat ons regtig daar op 'n punt kom, dat ons weet waar ons staan, dat ons weet wie is ons in Christus, al is die teenkant en die pyne daar, ons weet Jesus is met ons. En dis wat met die volk Israel hier gebeur. Here, help ons asseblief met dit. En dan wil ek een of twee dinge net terug sê, dit is hoekom gehoorsaamheid beter is en kragtiger is as offergawe, sê die Here. Dis hoekom dit so nodig is om Jesus Christus, sy woord, te gehoorsaam. Here, hou my gehoorsaam aan die woord, asseblief. Hou my gehoorsaam op wat ek sê. Hou my gehoorsaam, nou hoef ek nie oorgegee te word aan Midianiete en al die dinge nie. Prys God elke keer, en dis iets mooi van die Here se volk. Hulle het uitgeroep weer na die Here. Gesê, Here, kom help weer.
dit plek nie ons sien, dis nie waar ons moet wees. Ek wil ietsie sê, dink maar net, hoe hierdie jaar in en jaar uit, hulle nie moes moedeloos raak. En dit is so dat ons as mens besluit keer moedeloos raak, maar kan ek jou iets sê, herinner wat God sê vir sy kinders, as ons moedeloos raak. Ek is regtig om verklaar, Lukas 18 vers 1, en hy het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word. Vertel hulle, hy weet ons raak soms moedeloos. Amen. Dis dit nou weer net, ek het soms moedeloos word, sê Here, ek weet nie hoe nou nie, weet jy waar nou toe, ek weet, maar dan sê moenie moedeloos raak nie, aan bid, dis hoekom ek die gelykenis van die onregverdige regter en die vrou, dis hoekom hy dit vertel, hou aan bid, vertrou God, vertrou die Here, en selfs soos Israel uiteindelik kom het weer die Here aangeroep het, roep hom maar weer 'n keer aan. As dinge lyk dit wil weer begin misluk. Dit lyk hierdie selfde goed staan weer op wat nou 7 jaar terug of 'n jaar terug hierdie selfde goed gebeur nou weer. Gaan na die Here toe en sê, Here, asseblief, ek roep U aan, help my dat ek nie elke keer terugval in my eie goed, in my eie besluite, in my eie dinge nie. Jy sien, daar's iets wat die Here in my en jou werk as sy kinders, en dis om totaal en al ons hele lewe oor te gee in sy hand. Ja, dis 'n kragtige ding wat ek nou sê, dat jy sien, om daar te kom is 'n sterwingsproses in wie ek is, en my belange, en my dinge, en my goede, en wat ek so graag wil. Dit maak seer, daai sterwingsproses. Daar's pyn saam met dit. As jy terugkyk oor jou pad, en jy weet dis waarmee die Here nog die hele tyd besig is. Hy soek jou hele lewe. En so baie keer staan heels op, as dit nie gaan soos hy dit wil hê. Amen. Of byna. Dan staan jy, en Niels wil hê dit moet so Niels, en hy sê, selfs as jy moedeloos raak, roep my aan. 2 Korintiërs 4:16, daarom gee ons nie moed op nie. Daarom gee ons nie moed op nie. Daarom, ons gee nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Amen. Prys die Here, loof God. Dankie Here dat ons raak soms moedeloos. Paulus sê net, ons word soms verslaan, maar ons hou moed, want Christus is daar. Ons is nie vernietig nie. Ons is soms neergedruk, maar nie vernietig nie. Ons het soms pyn in ons liggaam, maar ons nie teen die grond nie. Amen. Prys die Here. Skryf van dat ons baie keer hierdie woord hoor, en baie keer as kinders van die Here hierdie woorde vir ander mense moet sê, as jy nie op 'n goeie plek is. Amen. Wil dit goed gaan met jou, wil jy geseënd wees in wie die Here met jou gemaak het, bedien iemand terwyl dit swak is in jou lewe. Amen. Dit is so gaan hierdie. Bedien iemand wat regtig dit moeilik mee gaan, as jy in moeilikheid is, as jy swaar kry, as jy arm is, sê die Here, dan is ek ryk in Christus. As ek swak is, dan is ek sterk, omdat Christus my die krag gee. Amen. Amen. Prys die Here. Ek ken dit, ek herinner jou aan Psalm 34:19. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat se versla is van gees. So 'n pastoorsvriend vir my het in hierdie week sy 30-jarige dogter verloor in 'n motorongeluk. Die mooiste kind. Pad op 'n hoofweg daar by Pretoria. Toe band ek dink 'n wiel het gebars of iets van 'n ander voertuig, van 'n groot voertuig het reg op haar geslaan. Net so. Ja. Gebroken ouers, gebroken volk, seer in binne, en Here dink saam dit is 'n vriend wat vir jare vir die Here werk en bedien en preek en hierdie dinge, sulke dinge gebeur, maar prys God, hy's naby die wat
wat gebroken is. Dis naby die wat versla is van gees. Dis asof God hulle opsoek en sê, dis my hart, dis my liefde, ek soek na jou wat gebroken in jou hart is, jy wat verslaaf van gees is, jy wat vanmôre te veel las het wat jy kan dra nie, kom na my toe, ek sal dit vir jou gee, ek sal jou rus gee, kind van die Here, dis ook vir sy mense, met Israel hier wat hy oorgegee het, en toe roep hulle hom weer aan, was sy mense, met wie hy praat en werk, prys die Here, prys God, dat ons daar die beloftes voor het, ek kan hom raadpleeg, ek kan na hom roep, ek kan na hom vra. Ek kan hom speel, gaan afsluit. Weet jy, die Here is so besig met sy kerk. Hy is so besig met sy mense hierdie laaste tyd. Hy werk so en of dit in die kerk hier, of in die gebou is op Sondag, of dit hierdie week waar is, of by die Mighty Men is, of waar hy is so besig om met sy mense te werk, met sy kerk te werk, met sy kinders te werk, om op 'n plek te bring te sê, dat die bruid moet gereed wees, is die bruid heilig, is die bruid gewas deur die bloed van die lam, want ek gaan binnekort my bruid kom haal. Daarom, Here, roep ek weer, soos Israel, en elke keer is hulle voete in die mat onder hulle uitgebeklei deur die Midianiete en die vyandvolk, en elke keer vernietig dit, maar prys God, en sê die Bybel, hulle het weer die Here aangeroep. Sien, dis wat 'n kind van God doen, as jy nie weet wat er kan doen nie, en as jy siekte in jou liggaam gediagnoseer word, en die bank is leeg, en jy weet nie wat er kan doen nie, die finansies en die besighede, 'n kind van God het iets in hom, hy roep weer die Here aan. Prys God, met hom nuwe vrede, ek nou dit getuig, ons roep eers die Here aan, dan bel ons die ambulans. Ons gaan eers na die Here toe, prys God vir die dokters, hulle doen groot werk. Ek het nou van my gemeentes, mediese dokters gehad, wat die Here gedien het, wat in hulle spreekkamers vir mense bid. Prys God, mag die Here hulle seën. Ek het hierdie week in 'n hospitaal gestaan, wat ons vir 'n oom bid, en ook sê, sy gaan niks vir hom doen nie. Die volgende oggend toe sterf hy, wat was sy tyd? Ek het daar terwyl ek vir hom bid, toe praat hy nog met my, toe sê, vrede van God daar, en ek weet dan nie wat om dat te doen nie, want hy is 'n kind van die Here. Sien daar 'n groot Here God. Sien daar 'n groot Here God. Romeine 14:22 het jy geloof. Behou dit vir jouself voor God. En alles wat jy het geloof is nie 'n sonde. Soos mense wat glo wat die Bybel sê. Soos mense wat glo, as God sê, hy soek die waar hy die laste kan wegval. As God sê, ek wil jou help met sonde in jou lewe, ek wil jou oortuig van sonde, ek wil jy breek dan, ek sal jou help daarmee, dan glo ons. As hy sê, ek werk met jou, ek skaaf met jou, en ek snoei bietjie nog in jou neels, ek werk nog, dan glo ons dit. En dan hol ons nie weg as dit gebeur nie. Waar toe gaan die hol anders te hardloop as na die Here? Mooi, waar toe gaan ons aan? Daar is geen ander plek. Hebreërs 3:11 sluit af met dit, sorg daarvoor, broeders en susters, dat daar nie miskien in een van julle 'n boos en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word. Ek wil gaan laaste woord gebed. Wie wil vanmôre saam met my sê, en ek praat met kinders van God, ek glo U, ja. Dan moet ek verder van. Al doen U die dinge nie soos ek het wil hê. Want onthou God weet die beste. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie.
Het jy geweet dat God weet meer wat jy nodig het as wat jy dink jy self nodig het? Ons dink beteken as ek maar net hierdie groot bankrekening kan kry, is al my probleme opgelos. Die geskiedenis sal verwys dit werk nie so. In almal wat die bankrekening gekry het. Is genoeg getuienis. As ek net nog hierdie huis of hierdie ding of hierdie tydelike, as ek net die man of vrou of as ek net dit kan kry, dan moet dit vir jou herinner. Dit kan nie vervulling bring. Jesus Christus, dis hoekom. As dit benoud gaan, sê die volk Israel, Here God, ons roep U weer aan. Amen. Amen. Hier is my lewe, hier is my hart, hier is my alles. Jy weet, dan moet jy nou nog so half 'n persoonlikheid hê van jy wil alles beheer en jy wil alles regmaak nie. Daar is dinge wat ons moet doen, daar is dinge wat die Here ons moet doen, dit is so. Maar daardie ek praat ek van. Ek sal dit regmaak. Ag, hoe baie het ek al in my lewe gesien. Ek weet mos. Nee, ek sal dit so doen. Nee, ek weet, ek kan planne maak. Hoor wat van ek praat. Daardie oorgee in Christus. Ja, ek bid vanmôre oor mense hier. Elke keer wat die gees van Midianiete kom en hulle probeer vernietig, dat dit sal stop in Jesus naam. Omdat hulle vanmôre sê, ek glo in die Here. Ek roep U weer aan, maar nou op 'n ander manier, nou glo ek U. Daar's nie 'n afvallige bose gees in my, wat my afvallig maak van die Here nie. Nee, ek glo nou die Here waaragtig. Vanmôre kom staan het en dan saam met my gebid het ek my laste in die hande gebring en nou los ek dit daar. Kan ek net gou ietsie sê buite terwyl ek soms so bid oor dit, om dit by die Here te los beteken jy moet jou ook nou nie daaroor bekommer nie. En dan. Here sê om jou te bekommer kan jy niks byvoeg nie. Ek wil dit graag hê, kinders van die Here, kom ons los vanmôre. Kom ons los vanmôre dit by hom. Kom ons sê Here, hier is dit. Ek glo U nou net soos 'n klein kindjie sy pa glo. Ek kan ook nie nou my planne verder maak nie. Ek het genoeg probeer. Hier is my lewe, ek gee oor. Hoeveel keer het ek al gesien as ek daar kom met 'n saak waarmee ek worstel, daai selfde volgende dag en daai selfde week en maand staan die Here Jesus op, ons Here God, en die deure gaan oop wat moet oopgaan en die voorsiening kom wat moet voorsiening kom en of dit tydelik is en of dit my liggaam is en of waar kan, dan kom hy deur. Hoekom? Want ek het oorgegee vir hom. En nou glo ek hom. Amen. Ek wil eintlik nou afsluit. Vader, in die naam van Jesus, wil U vanmôre die kinders krag gee om oor te gee en te glo. Here, ons vra werklik dat U ons sal help met daardie vrede wat alle verstand te bowe kom. Ek wil vra dat U ons nou werklik sal help net met daardie bekommers en daai laste wat so oor ons hang, oor daardie saak of daardie kind of daardie probleem of hierdie tydelike of wat ook al. Want dit kom mag wees, Here, ek wil bid dat U ons werklik nou die krag sal gee rondom dit. Dit kan werklik oorgee in U hande. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Loof die Here. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle denke en julle sinne bewaar in Jesus Christus. Loof die Here. Loof die Here. Loof die Here. Prys die Here. Prys die Here. Ons gaan nou by die nagmaal stil staan.
Loof die Here en ek wil hê as ons nou by die nagmaal staan, gee oor. Die prys is betaal. Die prys is betaal. In Jesus naam. Ek is so vra. As jy van vooraf te gaan, kom vat daar die brood en sap. Gebruik die nagmaal en sê Here, ek verklaar, ek is vry oorgegee in Jesus Christus. Opstuur, so onmiddellik met prys. Op 'n
is God vir kruis betaal. Jesus, ons eer. Dankie vir die perfekte lam in ons plek gestel. Ons prys U, Here. Dankie Jesus. Amen. Ja. Amen. Dankie Jesus. Prys die Here. Weet jy ons is afgesluit. Amen. Dit is klaar. Gaan in die vrede van die Here. Dankie dat u was. Dien die Here saam met ons volgende Sondag. Weer hierdie saam en die Here seën elkeen besonder. Baie dankie.